Nou gaan ek uiteindelik kom by wat ek nog die hele oggend na uitsien. Kyk, hierdie is mos nou 'n lekker prentjie. En ek wil vanoggend vir jou vra, as jy nou kyk na wat hier rond staan, wat sien jy? As jy nou kyk na hierdie prentjie in een woord, hoe sal jy hom beskryf? Wat sien jy as jy hierdie sien? Jy kan maar 'n bietjie uitskree as jy wil. Vreugde, vrede, braai, ontspanne. Kom ek sê vir jou wat ek sien as ek na daai prentjie kyk. Kamp, ja. Kamp my nou, enige tyd. Wat ek sien as ek na daai prentjie kyk, is ek sien in een woord potensiaal. Daar is vir jou 'n wonderlike potensiaal. Op hierdie huidige oomblik, nou dadelik waar ons hom nou sien, is dit maar eintlik 'n klomp los elemente, 'n paar los goedjies, maar as elke een van hierdie ouetjies nou sy destiny ontmoet, as elkeen van hierdie nou agterkom wat sy ware roeping in die lewe is, en as hy nou sy plekkie inneem, en by mekaar kom, saam met sy maatjies, en as hier nou in hierdie ou staalboksie 'n stukkie eenheid gegenereer kan word, tussen die houtjies, en die blitsie, en die vierhoutjies, en die vierhoutjie kan doen wat die vierhoutjie die beste doen, en die blits kan doen wat die blits die beste doen, en die houtjie, ou atmosfeertjie, kan 'n vlammetjie maak. Jy's 'n vlammetjie kan maar met die hart praat, hè? Die Kalahari TV, kan ure sit en kyk na 'n ou vlammetjie. Jy weet, en as elke een nou sy deeltjie begin doen, dan lê hier 'n geweldige potensiaal. Dan lê hier 'n potensiaal vir iets beautiful om hier uit te kom. Ribbietjie wors en chops. Iets lekkers in die pot. Daar's niks so lekker soos 'n braai. As ek na daai ding kyk, dan sien ek die potensiaal vir vriendskap en vir familie en vir saamwees. Maar vriende, die waarheid is, dit is presies wie ons vanoggend is. Dis presies wie ons is binne in hierdie vertrek vanoggend. Ons is potensiaal wat wag om te gebeur. Ons is potensiaal wat iets merkwaardig kan word. Ons is potensiaal wat iets beautiful kan wees. Daai houtjie op sy eie, dis maar wattel, hoor. Jy gaan nie meubels maak nie. Op sy eie is hy nie veel werd nie. Maar meng hom nou met die blitsie en sit hom nou in die staalboksie en bring jou grid. Hierdie het ook al sy tyd gehad, sien ek. Bring jou grid, soos ek gesê het. Dan is hier potensiaal vir iets beautiful, iets merkwaardig wat kan gebeur. En so is geestelik familie ook. So is die kerk van Jesus ook. Hier waar ons by mekaar is, potensiaal vir iets moois. En hoekom dink jy, sê ek so? Die rede hoekom ek sê is 1 Korintiërs 12. 1 Korintiërs 12 bestempel en beklemtoon vir my, hoekom ek glo dat hierdie prentjie en daai prentjie is dieselfde. Beklemtoon en illustreer vir my, hoekom ek glo dat in hierdie vertrek sit 'n geweldige potensiaal. Daar's 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dis dieselfde Gees wat dit gee. Daar's 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dis dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar's 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dis dieselfde God wat alles in almal tot stand bring en dan die beautiful aan elke een. En ek dink ons moet net stil staan by daai woord. Jy moet vanoggend hierdie ding baie definitief hoor, dat daar is 'n verskeidenheid werkinge van God se Gees. Jy moet vanoggend weet, daar's 'n verskeidenheid van bedieninge. Jy moet vanoggend hoor, daar's 'n verskeidenheid van dinge wat die Heilige Gees deur jou lewe wil doen, maar wat jy pertinent moet hoor, is dat daar aan elke een, afsonderlik, word 'n werking van die Gees gegee, tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat. Aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen,
aan 'n ander die gawe om te profeteer en aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik en aan 'n ander om dit uit te lê, maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees wat elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos wat hy wil. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het en so al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop. Of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is almal van die een Gees deurdrenk. Ons is almal vol van die Heilige Gees. En elke een van ons wat in Jesus gevind word, het 'n gawe gekry, het 'n talent gekry, het iets gekry, 'n werking of 'n bediening en iets wat ons hier kan kom uitleef. En ek is mal oor daai laaste versie. Ekskuus, hy sny so 'n bietjie af, maar hy sê ons is almal van die een Gees deurdrenk. En dit is merkwaardig die mooi woorde wat Afrikaans het om geesgoede te beskryf. Afrikaans het lekker woorde om geesgoede te beskryf. Goed soos ons is van die Gees deurdrenk. Dit is oor ons en deur ons. Dit is in ons. En dan is daar nog ander woorde. Die woord geesdriftig byvoorbeeld. Jy weet, die woord geesdriftig word beskryf om van iemand te praat wat opgewonde is. Van iemand te praat wat vol vuur is, iemand met rooimiere in sy broek, iemand wat aan die beweeg is, iemand wat iets gedoen kry, iemand wat opgewonde is oor die saak. Daai ou is geesdriftig. Maar as jy mooi dink oor die term geesdriftig, dan is dit duidelik dat die dinge gewyde herkoms het. Hy het 'n gewyde herkoms. Hy kom van die plek af waar die Gees van God my dryf. Hy kom van die plek af waar die Gees van God my lei. En hoe lyk dit? Dit lyk so. Dit lyk geesdriftig. Dis aan die brand. Dis entoesiasties. Wie ken die woord entoesiasties? Entoesiasties is mos lekker. Entoesiasties is mooi. As ek nou by jou huis aankom, dan moet jy nou entoesiasties lyk. Dat ek daar aangekom het, jy weet. Jy kan ons nou nie vriende oornooi vir 'n braai en lyk asof jy eintlik eerder wil koerant lees nie. Jy wil entoesiasties wees oor die saak. Entoesiasties is ook 'n mooi ding, maar entoesiasties is ook eintlik 'n geesbegrip. Dit het ek hierdie week geleer. Dis merkwaardig. En beteken in en theos is God en theos, enthusiasm is iemand wat in God is, lyk so. Opgewonde. Opgeruimd, vrolik. Al hierdie mooi woorde wat beskryf wat ons saam as geestelike familie is. Al hierdie mooi woorde wat beskryf wat behoort te gebeur as ons by mekaar is, want elkeen van ons het iets van God se Gees. So die vraag is, wat behoort dan te gebeur? Hoe moet die dinge dan hier in ons midde lyk? Paulus vra daai selfe vraag. 1 Korintiërs 14 vers 26, vra Paulus presies daai vraag. Hoe moet dit dan wees, broers? 1 Korintiërs 12, al hierdie gawes, die Gees is oor hom, ons is van hom deurdrenk. 1 Korintiërs 13, die liefde is ons motivering, dis hoekom ons doen wat ons doen. 1 Korintiërs 14, broers, begeer die geestelike gawes, profeteer in tale, en bid vir mekaar, en doen mooi goeders, wees vol van die Gees, wees 'n bietjie entoesiasties, wees 'n bietjie gedrink deur die Gees, wees 'n bietjie geesdriftig, en dan kom Paulus by hierdie mooi punt uit, en hy vra, hoe moet dit dan wees, broers? Hoe moet dit dan wees, broers? Elke keer, as julle by mekaar kom, het elkeen gewoonlik 'n bydrae om te lewer. As ons hier by mekaar is, het elkeen 'n bydrae om te lewer. 'n Psalm, 'n onderwysing, 'n openbaring, 'n ongewone taal of 'n klank, 'n uitleg daarvan, sorg dan dat alles tot opbou van die gemeente verloop.
En hierin lê die Bybelse motivering. En hierin lê my fuel om elke liewe keer wanneer ons hier bymekaar is te sê, staan net bietjie op, high five net bietjie die ou agter jou. Sê net bietjie hallo, laat voel iemand net 'n bietjie welkom. Bemoedig iemand. Gee vir iemand 'n bietjie liefde. Praat iemand 'n bietjie moed in. Gee bietjie vir iemand hoop. Spreek bietjie van daai woorde. Spreek bietjie seën. Spreek bietjie woorde oor iemand wat lewe gee. Spreek bietjie oor mekaar. Want jy sien, wanneer ons by mekaar is, die Gees deurdrenkt is van God, dan het elke een van ons ietsie om te gee. En daai ietsie wat in ons harte is, behoort ons te bring. Daai ietsie wat in ons harte is, behoort uit te kom, uit te borrel deur ons woorde, en dit behoort impak te maak in iemand anders se lewe. Paulus bevestig hierdie selfde gedagte van die liggaam wat homself moet opbou in Efesiërs 4. In Efesiërs 4 vers 15 sê hy, nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Kan jy sien hoekom ek sê dat die prentjie wat voor my sit is 'n prentjie van potensiaal. Is 'n prentjie van impak in hierdie vallei, is 'n prentjie van opbou en stig en van bemoedig tussen onsself as ons sou opstaan en ons deeltjie van die liggaam bring. As ons sou opstaan en die gawe wat vir ons gegee is, kom deel en kom uitleef. Maar is so duidelik in wat Paulus hier sê, en dit is dat ons by mekaar pas. En dat ons saam hierdie eenheid behoort te vorm. Want sonder eenheid, sonder saamwees, sonder verhouding, sonder community, kan ek vandag vir jou sê, gaan ons niks van die Gees van God beleef nie. Verhouding tussen mekaar, innige liefde vir mekaar, omgee vir mekaar, is die omgewing waarin die Heilige Gees van God kan beweeg. Verhouding en gemeenskap en liefde is krities tussen mekaar. Sonder dit sal ons nie die Heilige Gees sien beweeg nie. Want daar's 'n plek waar God sy seun beveel. Daar's 'n plek waar God sy seun uitstort, en dit is daar waar die verhouding in plek is. Dis daar waar die eenheid in plek is. Dis daar waar ons lief is vir mekaar. Psalm 133 is so 'n mooi gedeelte, dit sê dat God beveel sy seun daar waar ons in eenheid stap. En dit is die bloudruk van wat kerk behoort te wees. Jy sien, ons almal begeer dat kerk 'n effektiewe ding moet wees, wat groei en wat vooruitgaan, wat mense bereik en week na week meer en meer mense word, maar die fondasie, ek wil amper sê die grassroots van hierdie ding, is die verhoudinge wat ons met mekaar geniet. Waaraan sal die wêreld weet dat ons sy disippels is? As gevolg van ons liefde vir mekaar, en oral waar ek en jy radikale uitstorting van God se Gees sien, sien ons ook radikale verhoudings eenheid. Oral waar ons sien dat die Gees van God doen iets unieks en baie spesiaal op daai selfde plek, sien ons dat mense in hegte verhoudings met mekaar leef. Daarom kan ons nie kerk wees en die potensiaal uitleef wat binne in ons opgesluit het as ons 'n eenmaal 'n week en agterkop ervaring met mekaar het nie. Dit is eenvoudig net nie hoe kerk werk nie. Kerk kan nooit so werk nie, en die Gees van God vloei nie vrymoedig in daai omgewing nie. Die Gees van God vloei vrymoedig in 'n omgewing waar ons familie vir mekaar geword het. Handelinge 2 is in 'n sekere sin die visie van die kerk. Handelinge 2 is in 'n sekere sin die bloudruk van waarheen ons wil gaan, van wat ons wil bereik en waarheen die Here ons roep. Jy weet, as jy wil weet hoe 'n ding moet wees, dan is dit altyd goed om te gaan kyk gou-gou na sy skepping. Maak dit sin wat ek vir jou sê? As jy nou wil weet hoe 'n ding moes gewees het, dan moet jy gaan kyk na hoe daai ding was in die winkel.
voordat 'n kind met hom gepeter het, voordat iemand hom gebreek het, en as dit kom by die kerk het ek dieselfde raad. Ek en jy het elkeen 'n idee van kerk, en ek en jy het elkeen 'n idee van geestelike familie, maar as ons regtig wil weet hoe hy lyk en hoe hy moet lyk en hoe hy moet werk, dan is dit goed om terug te gaan daar na die begin in Handelinge 2 toe, sodat ons die ding kan aanskou voordat iemand hom gebreek het. Voordat iemand aan hom gepeter het. Voordat iemand sy eie idees op hom afgedruk het. Stap nou die dag in een van my seuns se kamer in. En hy is al besig met 'n speelding en 'n skroewedraaier. En nou moet jy sommer weet, wat gaan die aan? Daai ding is op pad na gebreek, teen 'n alarming rate. Maar hy's besig haar, en ek kom aan en ek sê, wat maak jy met hierdie ding? Maak hom beter? Ek sê ja, ek het daai storie al gehoor. En baie keer het ons presies daai ding gedoen met die kerk. Jesus gee vir ons die kerk, met baie mooi instruksies, met baie mooi riglyne, met baie mooi prentjies, en dan kom haar pastoor aan. En dan is ons besig om aan sy kerk te peter, en as hy om die draai kom en vra hy, wat maak jy met my kerk? Dan sê hy, ek maak hom beter. Maar dis dieselfde storie, as hy laaitjie van my. Jy maak hom nie beter nie, jy is besig om hom te breek. En ek wil vir jou 'n prentjie wys, van hoe die kerk lyk, voor ons hom gebreek het. Voordat ons eie idees op hom gesit het van 'n massa byeenkoms. Voordat ons idees op hom gesit het van sê dat kerk en staat moet naby aan mekaar wees. Voordat ons die kerk verinneweer het hy so gelyk. Hulle het heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid. Ouens, dis 'n ding wat ek amper nie voorbeelde van kry nie. Dis iets wat ek wil illustreer met dit is amper soos dit, maar in ons samelewing is daar boggerol oor wat amper soos dit is. Onderlinge verbondenheid is 'n hegte familie, ingekoopte verhouding. Jou belang is vir my belangrik soos my eie. Jou vooruitgaan en jou seën is vir my goed. Dis wat die kerk was voor ons hom gebreek het, met hierdie onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd. Ek moet vir jou sê, as een van die ouens van die eerste eeu in een van ons kerkdienste instap, gaan hulle 'n klomp vrae hê. Daar gaan 'n klomp goed wees wat hulle wil weet, hoe het jy hier gekom? Wat het jy met die kerk gemaak? Maar een van die eerste goed, wat hulle sal vra, as hier nou 'n eerste eeuse Christen, wat in Jakobus of in Johannes se kerk was, hier moes instap, een van die eerste goed wat hulle sal vra is, waar is die kos? Waar is die kos? Wat gaan ons eet? Want daar's eintlik iets ongelooflik heiligs in kos. En wie dink jy het daar gesit? Kos maak ons verskriklik opgewonde. Wel, vir my in 'n geval. Kos vorm tussen ons 'n band. Kos vorm tussen ons 'n gemeenskaplikheid. Soos wie is jy meer? Die mense saam wie jy Vrydag aand gebraai het, of die mense saam wie jy Sondagoggend in die rye sit? Daar's ietsie by my wat sê jy lyk baie meer soos die mense saam wie jy Vrydag aand gebraai het, as wat jy lyk soos die mense wat Sondagoggend saam jou in die rye sit, want God het ietsie magical in kos belê. Ek het 'n stryd. My vrou food diary my. Sy hou vir my fyn dop, want ek wil net vriende maak. Oral waar ek gaan, wil ek net die donut deel met die eerste naaste verbyganger. Maar dis hoe die kerk gelyk het, en as een van daai eerste eeuse ouens hier moes instap. Ek gaan jou brein nou blaas. Maar die eerste Christene het wragtig gedink dat nagmaal is 'n maaltyd. Wow. The Lord's Supper apparently was supper. Dit was nie net 'n cracker nie. Dit was nie gevacuum pack in aaklig en smaak nie. Dit was nie net 'n kelkie nie. Kom ek blaas jou brein vandag, maar nagmaal is eintlik 'n maaltyd.
Dis eintlik 'n ding wat ons om die tafel moet geniet. Dis eintlik die ding wat ons saam moet bind. En waar dink jy kry kos? Sy vermoë om ons saam te bind. Wie het dit daar gesit? Wie se plan was dit van die begin af? Dit was God se plan. En ek het dit al baie gesê. En dan gaan dit vandag weer sê. 'n sonde om Sondag alleen te eet. Ek wil nie daai nonsens by julle hoor nie. Ek wil nie hoor dat julle betrokke is by sulke goede nie. Ons eet nie Sondag alleen nie. Want voordat ons die kerk kom breek het, was nagmaal nie 'n koekie nie. Dit was 'n maaltyd. Voordat ons die kerk kom breek het, was die stoele nie in rye uitgepak nie. Voordat ons die kerk kom breek het, was dit sitkamers. En was dit onderlinge verbondenheid. En was dit 'n byeenkoms wat mekaar opgebou het. Was dit 'n byeenkoms, so ek weet dat hierdie kerk, en ek is jammer as jy is vir die eerste keer vandag, maar hierdie kerk kan maar met vrymoedigheid die weerste kerk in die vallei wees. Ons gaan anders lyk as die res. Ons moet anders lyk as die res. Ons moet verhoudings prioritiseer. Ons moet in mekaar se huise kom. Ons moet die lewe met mekaar deel. Ons moet daai onderlinge verbondenheid koester, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en hoe jaag die kerk daai ding nie na nie? Here, ons vertrou U in die naam vir die wonders en vir die tekens. Het julle saam geëet? If you want to see what they have seen, you've got to do what they have done. As jy wil sien wat hulle gesien het, moet jy doen wat hulle gedoen het. Jou hartig toegelê, onderling verbonde, gemeenskaplike maaltyd, gebede, al die ander lekker dinge en baie wonders en tekens gedoen. En dit het almal met 'n diep ontzag gevul. Die volgende een. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Jy sien wat met die kerk gebeur het, is ons het baie opgewonde geraak oor die tekens en die wonders. En ons het baie opgewonde geraak oor die strategie om te sien dat die Here elke dag sal byvoeg die wat gered word. Maar waar ons dun geword het, so ons het dun geword op die verhouding. Ons het dun geword op die gemeenskaplike maaltyd. Ons het dun geword op die ek gee om vir jou. Ons het dun geword op die feit dat jy nie 'n afspraak hoef te maak om by my huis in te stap nie. En ek het 'n roep in my hart as ek kyk na die potensiaal van wat dit kan wees. As ek kyk na die potensiaal van wat die kerk kan wees, dan het ek 'n roep in my hart wat sê, kom ons gaan terug soontoe. Kom ons maak die verhouding weer ons eerste prioriteit. Jesus, toe hy hier was dit sy eerste prioriteit. Hy is die een wat gesê het, daar's twee goed wat uitstaan, daar's twee goed wat belangrik is. Jy moet die Here jou God lief hê en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis hy wat gesê het, so sal die wêreld weet dat julle my disippels is, want julle is lief vir mekaar. Dis hy wat in Johannes 17 vir ons bid, in die terme wat sê, Vader, maak hulle een. Johannes 17, jy gaan check my op hierdie. Johannes 17, Vader, maak hulle een, soos wat ons een is, sodat die wêreld sal weet dat U my gestuur het. Vader, maak hulle een, soos wat ons een is, sodat die tipe goed kan gebeur, wat die wêreld sal oortuig, dat U is wie U gesê het U is. Vader, maak hulle een, sodat die wêreld kan glo, dat U my gestuur het. Jy sien, in ons boekies, hang die wêreld sal weet, baie keer af van ons strategie, en ons visie en ons bemarking, en 'n groot bord ergens teen die N1. Maar in God se hart hang die hele ding eintlik maar net af. Hoe het julle geleer om mekaar lief te hê? Hoe het julle geleer om mekaar op te bou?
En dis die begeerte van my hart. Dis hoekom stories en getuienisse soos vanoggend my so opgewonde maak. Want ek sien dat daar in die proses klein saadjies gesaai is, reg deur. Hierdie een het 'n rol gespeel, daai een het ietsie gesê, daai een het ietsie bygedra, daai een het iets gebring, hier het iets gebeur en daar was 'n deurbraak. Want ons het almal ietsie om by te dra. Ons het almal ietsie om by te dra en ek sê vir jou, die kerk het aan nie slaap geraak. Die kerk het 'n sleeping giant geword, omdat ons prioriteit heg aan dinge en aan prestasies en aan goed aan die buitekant, veel meer as wat ons prioriteit heg aan ons verhoudinge, selfs aan die verhoudinge in ons huis. Ons sukkel om ons naaste verhoudinge te laat werk, ons sukkel om ons huwelike te laat werk, ons sukkel om ons verhoudinge met ons kinders te laat werk. Hoe gaan ons daar kom waar vreemdelinge tot redding kom en mekaar so innig liefhet? Jesus sê die antwoord is, dit is eintlik 'n wonderwerk. Jesus het nie een keer vir die disippels die opdrag gegee dat hulle een moet wees, soos hy en die Vader een is nie. Maar hy het vir hulle gebid dat dit so sal wees. En dis my gebed vir elkeen van ons in hierdie vertrek, dat ons geheel geken sal wees deur die mense rondom ons. Dat ons lewens sal oop wees, dat ons sal leer om mekaar lief te hê, dat ons onderlinge verbondenheid en hegte verhouding regtig sal kan verstaan. Want dan begin ons in die uitvloei kom van wat ons as kerk in elk geval al lankal begeer het. Ons kom net op hom aan uit 'n ander hoek uit. Ons kom op hom aan uit 'n ander hoek uit. En ek weet dit gaan 'n wonderwerk vat. Ek weet dit gaan 'n wonderwerk vat vir ons generasie en vir ons kultuur om weer te leer wat verhouding is. Ons verhoudings word al hoe dunner. Ons verhoudings word al hoe meer plastiek. Ons lewens word al hoe meer gejaag en digitaal en die kerk het al hoe minder invloed as gevolg daarvan. Ek wil jou aanmoedig, as jy iets great wil doen vir die koninkryk, gaan terug huis toe en braai vir jou laaitie 'n chop. Gaan terug huis toe en sê vir jou dogter, jy's lief vir haar. Wil jy iets merkwaardig vir die koninkryk bereik? Nooi 'n ander gesin en sê, bring wat jy het en ek bring wat ek het en ons deel dit in eenvoud met mekaar. Wat van ons probeer om nagmaal weer 'n maaltyd te maak? Wat van jy nooi iemand oor vir 'n ete? En terwyl die vrouens bietjie slaai maak en die mans die vuur maak, gesels ons oor die goedheid van God, die mooi wat hy in ons lewens doen. En as al die kindertjies klaar geskep is en die tomatiesous gegooi is, dan sê pa, hier is 'n broodjie wat ek vandag wil breek, om ons te herinner en ons te onthou van wie Jesus is en wat hy vir ons gedoen het. En ek breek daai broodjie en ek deel dit met jou en ek deel dit met 'n ander gesin. En ek maak 'n bietjie tyd binne in 'n malhaastige program, binne in 'n ek moet en ek sal en ek moet daar en ek moet hierdie en kinders en dit maak ek tyd om net weer 'n bietjie kerk te wees, soos wat die kerk was voor ons die kerk gebreek het. Die eerste gelowiges, was gekenmerk deur hierdie verhouding. En die Here het elke dag mense gered. As jy dit nie in Handelinge 2 sien nie, gaan jy dit dalk in Handelinge 4 sien. Kyk hoe mooi is Handelinge 4. Nadat hulle gebid het, en ouens, is dit nou vir jou 'n ding wat ons afskeep. Meeste Christene bid so 45 sekondes 'n dag. Seën ons Vader by die gebruik van hierdie maaltyd en maak ons asseblief opreg dankbaar daarvoor. Hy het die maaltyd voorsien en dan moet hy jou nog dankbaar maak ook. Want dit is jy nie. Hy moet ook alles doen. Hy moet hom gee en dan moet hy jou dankbaar maak. Want ek is nie. Wat se nonsens is daai? Ons het daai ding afgeskeep. Gebed.
Statistieke wys, Christene, as jy dit bymekaar sit oor 'n jaar, spandeer 6 ure in gebed gemiddeld. 6 ure! Dis verregaande. Ons is uitgenooi tot fellowship. Ons is uitgenooi tot God se teenwoordigheid. Ons is uitgenooi om te gesels met die hand wat die heelal in stand hou. En ons slaan munt daaruit. 6 ure 'n jaar. Oh my word. Oh my word. Maar kyk wat gebeur hier. Nadat hulle gebid het, weet hierdie, dat om te bid, sit ons in kontak met die God van die heelal. Weet hierdie, dat om te bid, sit ons in kontak met 'n God wat se vermoë ver meer is, as wat joune ooit sal wees. Nadat hulle gebid het. Dit is die bewys, dat dit die oorsaak was van die saak. Ek moet dit net pertinent stel. Nadat hulle gebid het, omdat hulle gebid het, as gevolg van die feit dat hulle gebid het, het die plek waar hulle bymekaar was geskit. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en een van siel. Volgende een. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het en die genade van God was groot oor hulle almal. En ek wil vandag vir jou sê, waar ook al jy die genade van God groot oor enige iemand sien, waar ook al jy 'n besondere en 'n merkwaardige beweging van God se Gees sien, in daai selfde plek sal jy sien gelowiges wat een van hart is. Gelowiges wat in onderlinge verbondenheid met mekaar leef. Gelowiges wat 'n lyn in die sand getrek het en gesê het, ek het nie my lewe vir hoërskool gegee nie. Ek het my lewe vir die Here Jesus Christus gegee. En ek gaan waar hy my lei. En ek hoor hoërskool, vereis nou weer dat ek en alweer, en daar moet wees, en en vra jy my nie, en sê jy my eintlik, en ek sê, not the mother. Want ek het my lewe vir die Here gegee. En my lewe, so sinloos soos wat dit klink, is eintlik maar net 'n klompie ure. En as ek my klompie ure vir die Here gegee het, dan het ek 'n oorlogstryd aan met enige iemand wat my wil manipuleer en boelie om hy ure te gaan spandeer, waar hy nie vir my gevra het om hulle te gaan spandeer nie. Want daai ure is nie joune nie. Ek het my lewe vir die Here gegee. Ek het my ure oorblywend vir die Here gegee. En nou gaan ek toelaat dat hy bepaal, wat maak ek met daai ure? So die roep wat ek vandag vir jou het, en die uitdaging wat ek vir jou wil maak, is jy gereed vir 'n radical departure? Is jy gereed om 'n lyn in die sand te trek? Eintlik so 'n bietjie van 'n Joshua oomblik te hê, ek en my huis. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Is jy gereed vir 'n Joshua oomblikie wat sê, ek en my huis sal verhouding prioritiseer? Ek en my huis sal in hegte verbondenheid met ander vleeswesens leef. En hulle sal vir my kwaad maak, en hulle sal vir my stretch, en hulle sal goed vir my verwag wat onbillik is, maar dit is die doel. Dis in dit wat ek leer om genade te gee en genade te ontvang. Dis in dit wat ek leer om wanneer daar ietsie in my hart kriewel vir iemand wat iets aan my gedoen het, dat ek dit kan uitsorteer, dat ek kan vergewe, dat ek vergifnis kan ontvang. Is jy gereed om verhouding te prioritiseer? Ek wil hê jy moet dit baie prakties bedink. Ek wil hê jy moet baie mooi hieroor gaan dink. Ek wil hê jy moet spesifiek dink aan die laaste week in jou lewe. En ek wil vir jou vra, as jy nou net teen daai trant aangaan, en jy nou net daai verhoudings geniet, soos wat jy hulle nou in die laaste 7 dae geniet het, gaan die Here elke dag byvoeg, die wat gered word? Gaan jy die tekens en die wonders sien, wat hy begeer, dat jy gaan sien? Hoe gaan dit lyk? En dan sê ek, die Christene in hierdie wêreld gaan al hoe meer weird
raak. Ons gaan al hoe meer vreemd raak. Ons gaan die ouens wees wat van die rot se wielietjie afklim en sê, not the mother. Ek het my tyd vir die Here gegee, behoort nie aan my nie. Ek doen wat hy my vra om te doen. En vir dit het ons grace nodig. Great grace. Om weer te wees, kerk, soos wat u dit gesien het. Kerk, soos wat u dit bedoel het. Meeste van ons vind meer kerk by die werk, as dit ons kerk by kerk vind. Meeste van ons vind meer kerk by die skool, as dit ons kerk beleef, waar kerk is. En ek weet nie of jy kan agterkom nie, maar dit concern my. Dit concern my, geweldig. Kom ons staan, en bid ons saam. Here Jesus, ons prys u naam vanoggend vir wie u is. Here, ons dank u vir die potensiaal wat u in ons as u liggaam belê het op hierdie aarde. Ek dank u vanoggend, Vader, vir elke liewe man en vrou en kind in hierdie vertrek, Here. Gevul met u Gees, deurdrenk van u Gees, Here, en geseën met 'n gawe, met 'n werking, met 'n bediening. En Here, ek wil kom bid dat soos wat ek nou bid, Here, dat u deur die Gees vir ons sal wys, Here, wat die werking is, wat die bediening is, Here, wat dit is wat u deur die genade in ons lewens wil doen. Here, ek bid vir 'n roepstem, ek bid vir u stem duidelik in ons harte, Here. En ek vra, Vader, dat u ons weer die kerk sal maak soos wat u oor die kerk dink. Here, dat ons weer die kerk sal sien soos wat u die kerk sien, dat ons dit sal beleef, Here, soos wat u dit bedoel het, Here. En ons vra om verskoning, Here, ons vra vergifnis, Vader, waar ons gedink het om hom groter te maak, maak hom beter. Waar ons gedink het, as ons iemand op die verhoog kry en ons sit in rye, dan is hy eintlik beter. Here, dis nie wat u hart was nie, en ons is jammer vir dit, Here. Maar Vader, ons gee onsself vanoggend as kandidaate, Here. Ons gee onsself vanoggend, Here, as mense, wat sê, Here, ons lewens behoort aan u, en ons prioritiseer verhouding tussen mekaar. Ons prioritiseer, Here, ons verhoudings met ons man en met ons vrou, bo geld en finansiële gewin. Ons prioritiseer die tyd wat ons met ons kinders kan spandeer, bo die trippie waar ook al dit heen is, en bo die salarisstrokie wat kom in dollars of in ponde. Ons kies u, Here. Ons erken u as ons bron, Here, en ek bid, Vader, dat u ons sal lei, Here, deur u genade, om die lyn in die sand te trek, Here, om van die rotse wiel af te klim, Here, en in ons eie lewens die besluit te kan maak, die commitment te kan maak, Here, dat verhouding gaan voor besitting. Verhouding gaan voor vooruitgang. Verhouding gaan voor wat ook al dit mag wees, accomplishment of accolade of wat dit ook al mag wees. Ek bid dat u dit sal doen, Here. Here Jesus, ons is honger vir u. Vader, ons begeer die beweging van u Gees, maar ons is so oortuig, Here, dat ons dit nooit sal sien. Nooit sal sien. Los van hegte onderlinge verbondenheid nie. En ons amen op die gebed van Jesus in Johannes 17, en ons vra, Vader, maak ons een, soos wat die Seun en die Vader een is, in die naam van Jesus. Kom doen u werk in ons midde. Ons vertrou op u, Here. Amen. Amen. Amen.